Broers en susters gemeente, ons is goed vertroud met die eerste hoofstuk van die Bybel, Genesis 1, die skepingsverhaal. Maar wat van die laaste hoofstuk in die Bybel? Weet ons wat daar staan? Die laaste hoofstuk gaan oor die einde van alles. Jy sal self kan getuig wanneer jy 'n boeiende boek lees, het jy die versoeking meer as een keer om net so vinnig na die laaste bladsy toe te gaan, om net te kyk hoe het alles toe uitgewerk in hierdie storie wat jy nou besig is om te lees. En daardie nuuskierigheid, moet ek vir jou sê, gaan jou goed doen as dit jou by Openbaring 22 uitbring. Die laaste hoofstuk in die Bybel. Kom ons lees, verse 1 tot 5. Toe het die engel aan my is Johannes, die disipel Johannes, hy het in visie, het hy aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die lam. In die middel met die hoofstraat aan een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Tot sover. Die eerste hoofstuk, die eerste 2 hoofstukke, die begin van die Bybel, het begin by 'n tuin, die tuin van Eden en 2 sondelose mense. En dit was die enigste hemel op aarde wat ooit bestaan het en ooit sal bestaan hier op aarde. En soos alles in daardie tuin begin het, so eindig die Bybel interessant genoeg weer met dele van 'n tuin. Ons lees van water van die lewe, 'n rivier met die water van die lewe. En dit laat 'n mens baie onwillekeurig dink aan water van die lewe in die Bybel, want dit is meer as net water wat lewe gee vir mens en dier. Water van die lewe is een van die beloftes wat uit die Nuwe Testament kom, wat die Heilige Gees vir Christene bring. Water sal buite in jou wees, binne in jou wees, daardie water van lewe sal uitborrel uit jou. Dis 'n lewenskwaliteit vir Christene, as ons dan praat van water van die lewe. So dis die eerste vraag wat 'n mens onmiddellik kan hê, is daardie water van die lewe aan die eindtyd, gaan dit net wees vir mens en dier soos nou, of gaan dit iets te doen hê met die kwaliteit van ons as Christene wat dit gaan meemaak? Hierdie vraag wil vir ons verdiep, wil by ons bly wanneer ons lees dat hierdie water kom uit die troon van God. So daar lees ons en besef ons die Here soos hy begin het om te skep, aan die einde skep God weer water wat by sy troon uitkom en uitvloei in die stad wat hy gemaak het vir sy kinders. Weereens water wat vloei. Dit kom uit God se skepingskrag, maar dis ook simbolies van dit wat die Here gee. Op aarde is ons goed bekend met water wat die Here gee vir plant en dier. Vra maar vir boere hoe belangrik is boorgatwater vir hulle vee. So dit het ook te maak met water vir mens en dier, maar ons kan ook dan sê dis simbolies vir die kwaliteit van lewe wat ek gaan hê. Dis baie belangrik. Dis 'n deurlopende tema wanneer ons in die Bybel lees oor die eindtyd. Of die eindtyd nou te maak het met die nuwe hemel en die nuwe aarde, die hemel, en of dit nou te maak het met dit wat aan die laaste 3,5 jaar van die wêreld gaan gebeur. Uit die troon van die lam, dit was helder soos kristal die water en het gestroom uit die troon van die lam.
Wie is die lam, broer en suster? Dit val 'n mens dadelik op as jy vir jouself sê, maar hoekom word daar gepraat van 'n lam en dit is 'n hoofletter lam? In die Bybel, in die Nuwe Testament, word van Jesus gepraat as die lam van God. Nou, onthou waar ons begin het. Ou Testament, Israel, in die woestyn, daar leer die Here vir hulle, as jy nou opgaan na die kerk toe, daar was dit 'n tentwoning, 'n tentgebouetjie, waar die tabernakel was dit genoem, in die 40 jaar van die woestyn. Dan die Israeliete elke Sabbat gegaan met 'n dier, lammetjie, bokkie, ooitjie, 'n duif, wat ook al, dan vat jy die dier saam na die tempel toe of na die tabernakel toe, en daar word die dier doodgemaak om te betaal vir jou sondes. En dan leer die Bybel ons in die Nuwe Testament, Jesus is gestuur deur die Vader om aan die kruis te sterwe vir die sondes van die ganse mensdom. En so het hy die lam van God geword. God, die Vader se offerhande aan die kruis om te betaal vir ons sondes. Die lam wat hier dan van gepraat word, broer en suster, is niemand anders nie as Jesus. Maar wat interessant is en eintlik uniek, ons kry al twee hier saam. Min in die Bybel kry ons Bybelverse wat van Jesus en God die Vader praat op dieselfde plek. Kyk, toe Jesus gedoop is, kom uit die Jordaanrivier, onsigbaar, kom die Heilige Gees kom uit die hemel uit, in die lug uit, in die vorm van 'n duif, en kom sit op Jesus, en dan 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun. En dan lees ons byvoorbeeld weer waar Jesus na sy hemelvaart opgevaar het hemel toe en gaan sit het aan die regterkant van die Vader. Niemand het ooit die Vader gesien nie, behalwe Jesus en die Heilige Gees en die engele. Hier aan die einde van alles gaan ons vir die eerste keer sien, hoe lyk God die Vader? Ongelooflik. En ons gaan elke dag saam met hulle wees. Net soos in die begin, in die tuin van Eden, die Here het die mens gemaak om gedurig fisies by hom te wees. Sonde het 'n einde daaraan gebring. Aan die einde van die wêreld word dit herstel wanneer ons dan in ewige heerlikheid lewe. God die Vader en Jesus saam, dit is dan ook die vervulling van die Bybelse voorspelling. Ons lees in die Bybel, daar word voorspel, na alles verby is, die aarde nie meer bestaan nie, dan gaan Jesus sy koninkryk, wie's dit? Alle Christene. Wat hy hoe gekry het? Die Vader het vir hom gegee. Hoe die Vader het vir hom gegee? Deur vir hom aarde toe te stuur om koning te word. Koning oor die koninkryk. Daardie koninkryk gaan Jesus weer teruggee aan die Vader. So die koninkryk, alle Christene, is hier in Openbaring 22 by Jesus en by die Vader, al twee. Wat ons gaan doen? Groot vraagteken. Ons gaan heers, sê die Bybel in hierdie gedeelte. Hier sprake van die nasies. Hoe ons gaan heers, oor wie ons gaan heers, is ek nie seker nie. Die Bybel oor die eindtyd, my broers en susters, is die moeilikste gedeelte van die Bybel om te verstaan. Dit is nie kronologies nie. Jesus in Matteus 24 byvoorbeeld vra die disippels om wat gaan gebeur aan die einde. En dan sê Jesus, dit gaan gebeur, en dan gaan dit gebeur, en dan. Daar's kronologie. Dit volg na mekaar. Maar selfs dan kan ons nie vir onsself uitvind in die Bybel, maar hoe lank na die eerste ding nou gaan gebeur het, gaan die tweede ding gebeur nie. Ons weet glad nie wanneer dit gaan gebeur nie. So, alles oor die eindtyd in die Bybel is soos 'n groot legkaart. Dis 'n stukkie hier, 'n stukkie daar, 'n stukkie daar, en selfs die Openbaringboek is so vol simboliek. Dis die moeilikste boek om te verstaan en die maklikste een om te verdraai. En daarom, as jy by 'n Christen boekwinkel instap, en broer en suster, sal jy vind in alle waarskynlikheid dat die Bybelboek waaroor daar die meeste boeke is, die Openbaringboek is, want soveel mense het verklaringe daaroor. Nou maar goed. In Openbaring kry ons dan ook hier in hoofstuk 22
Soos in Genesis, in die tuin van Eden, 'n rivier en 'n boom van die lewe. Maar in Genesis was die boom van die lewe verbode vir Adam en Eva. Onthou julle, hulle mag nie daarby gekom het nie. Hier anders, die boom van die lewe is vir almal, dit dra vrugte vir almal, en dan die blare van daardie boom is vir genesing. Ons is nie seker wat ons moet verstaan onder daai genesing nie. Is dit letterlik of figuurlik? Want aan die einde, in die hemel, in die nuwe aarde, in die nuwe hemel, gaan daar nie siektes wees nie. So is dit genesing wat letterlik is of figuurlik? Ons weet nie. Maar ons sien wel hier 'n groot deel van die tuin van Eden. Die boom dra elke maand ander vrugte en die blare vir die nasie se genesing. Dan in vers 3, daar sal geen vloek meer wees nie. Broers, dit is 'n belangrike gedeelte. Dit wys daarop dat die skade wat sonde aanrig in mense se lewens sal heeltemal herstel wees. Daar sal geen sonde gevolge wees nie. Daar sal geen sonde wees nie. Ek sal nooit vir iemand hoef te sê, ekskuus, vergewe my. Ons sal nie sonde doen nie. Alles sal perfek wees. Ons sal nie net 'n nuwe liggaam kry nie, ons sal ook geskep word of wees soos Adam en Eva, sondeloos. Dit beteken dat die seer van die lewe op die aarde geheel en al weg sal wees in daardie nuwe hemel en nuwe aarde. 'n Splinternuwe stad word geskep deur die Here vir alle gelowiges, en soos in die tuin van Eden sal die Here by almal wees. Daar sal geen nag meer wees nie. Ons is nou by vers 5. Dus dit het te doen nie net met die feit dat die nag daar is vir mens om te rus nie. Dan sal daar nie meer rus nodig wees soos 'n nag nie. Elke dag sal vol rus wees. Met ander woorde, ons sal nie meer die behoefte hê soos ons elke dag voor die nag, voor ons gaan slaap, 'n behoefte hê om te gaan slaap nie, want ek is moeg nie. Dit sal nie meer bestaan nie. Ook die realiteite van die duisternis van sonde, nag het ook in geestelike skadu, in die opsig dat dit word simbolies gebruik vir die duisternis van sonde, die donkertyd van wat sonde in 'n mens se lewe inbring. Die donkertyd van ons sondige natuur wat in daai donkere besluite neem. Dit sal alles iets van die verlede wees. En aan die troon van die Here, ek is by vers 3, die troon van God en die Lam. Dit beteken vir ons en wys vir ons dat die Here gaan steeds en dan vir ewig heers. 'n Troon is 'n plek waar iemand sit wat heers, wat regeer. Die Here gaan aanhou regeer in Christene in ons se lewe. Ons gaan dan daar wees om die Here te dien terwyl hy oor ons heers. Ons sal verenig wees in absolute harmonie en die Here se lig sal genoeg wees vir ons om die Here se teenwoordigheid te geniet. Die werklikheid van daardie ewige heerlikheid is regtig iets waarvoor 'n mens kan lewe. Dis ons troos nou en hier in ons stryd om gehoorsaam te wees aan die Here se wil vir alles wat vir ons wag. Dis 'n wonderlike beloning wat ons na kan uitsien. En die troon van die Here beteken ook dat hy het oorwin. Die troon van die Here beteken dat alles het waar geword wat in die Bybel voorspel is. Alles wat ons lees, wat gaan met ons gaan gebeur, het als waar geword. Dis 'n onderstreping daarvan dat ons kan seker wees van ons ewige heerlikheid. Die Here sal uiteindelik slaag daarin om ons daardie hemelse geluk te gee waarna ons strewe en waarvoor ons beklei in ons lewens teen die oormag van sonde. Die oorwinning oor die lot van sonde is ook hiermee vir ons verseker. Ons gaan saam heers met die Here as konings, heel moontlik oor nasies, oor Christene in ander nasies. Dis nie heeltemal seker wat ons hier moet verstaan daarmee nie. Maar Openbaring 22 is vir ons 'n wonderlike aanmoediging om te volhard, om vas te byt, om vir onsself te herinner wanneer dinge moeilik word,
dat ons lewe gaan nie oor dit wat ek vandag en môre daaruit kry nie. Dit wat ek vandag en môre insit, waaraan ek werk, waarvoor ek hoop, dit gaan nie net oor vandag en môre en my lewe hier op aarde nie. Dit alles wat ek elke dag doen, is onsigbaar 'n deposito in ons hemelse bankrekening. Dis alles deel van dit wat ek bou aan my toekomslot. Dis vir my altyd een van die mees tragediese dinge, broer en suster, wanneer ek lees van verskriklike ryk mense en hoe die mense soeg en sweet om te bou aan dit wat net aards is. Dit wat eendag verbygaan. Dit wat ophou. Dit waarvan jy absoluut nie 'n enkele sent kan saamvat nie. Daardie mense wat so toegespits is om hier op aarde vir hulle 'n hemel te bou. En dan as alles verby is, wat het jy oor? Wat is daar wat oorbly en oorgaan in die ewigheid? Wat is daar wat deel gaan word van jou ewige lewe? Wat is daar wat jy kan sê, hier is my sekuriteit? Ons bou aan ons aardse sekuriteit, my broer en suster, deur al die jare weg te sit vir 'n pensioen. Want dit eindig en dan begin in ewige heerlikheid, 'n ewige realiteit, 'n ewige lewe. Die Bybel sê vir ons op soveel plekke, moedig ons aan, belê daar waar jy dit gaan nodig hê. Belê in jou ewigheid. Belê in daai lewe wat jy gaan hê. Dit wat ons hier is en word, my broer en suster, gaan ons vrugte van pluk na ons dood is. Maak nie 'n fout nie. Jou kwaliteit van lewe na jy dood gaan wees, gaan in 'n groot mate met almal dieselfde wees. Ons gaan byvoorbeeld almal 'n verheerlikte ewige liggaam kry, 'n nuwe een wat vir ewig aanhou, wat nooit verslyt nie. Dit gaan deel wees van almal se heerlikheid, van almal se wonderlike hemelse bestaan. Maar dan sê die Bybel baie duidelik, afhangende en soos ons lewe op die aarde gelewe het, gaan dit vir ons kwalifiseer tot verskillende lewens na die dood, na Jesus gekom het. Lewens van sê nou maar toesig, lewens van sê nou maar senioriteit. Die Bybel spel dit nie vir ons uit nie. Dis baie vaag, maar dit is baie beslis daar en dis vir 'n mens belangrik om dit te weet, want dan weet ek dit wat ek insit in my lewe, dit wat ek gehoorsaam is aan die Here, dra rente vir wanneer ek daar gaan uitkom. Dan as ek daar uitkom, gaan ek vir myself sê, nou is ek bly vir al daardie jare wat ek voorberei het vir hierdie dag, vir hierdie lewe, vir die lewe wat kom. Amen. Hemelse Vader, dankie Here. Seker 98% van die Bybel gaan oor die lewe op aarde, maar 2% oor dit wat gaan kom na ons dood. En dis wat ons onderskei van mense wat nie Christene is nie. Ons het al daai Bybelverse wat vir ons soveel keer dit uitspel, baie keer vaag, maar genoeg vir ons vertel van daardie wonderlike lewe wat wag na die graf, in ewige heerlikheid. Ons lewe nie net vir hierdie lewe nie. Ons voorsien en maak nie net reg vir sekuriteit aan die einde van hierdie lewe nie, maar vir die lewe wat eers begin, na hierdie een opgehou het. Dankie Here vir die bemoediging, die aanmoediging, die heerlikheid, dat ons in daardie spieël kan gaan kyk en sê, Jessie, Here, dis dan die moeite werd om daarvoor hard te werk op hierdie aarde. Baie dankie Here vir dit wat vir ons wag, vir al daai heerlikheid wat U sal teweegbring in U almag, in liefde en voorsienigheid. In Jesus se naam. Amen.